Okay, 3, 2, 1. Goeiedag, ek is Zander. En dit is met 'n Z, nie met 'n X nie. Ek is die regte een. Ek sal julle aanbieder wees vir top 20 van Unplug. Om net 'n bietjie meer aan van julle aan te kondig. Maar net voor dit het ons eintlik hierso vir Pierre saam met die musiekkunstenaar Leroy om net 'n bietjie meer van sy storie te kan vertel. Leroy, jy's nou al lank in die game. Wat van jou sal jou fans sê, nee man, hy jok nou? Jong, al wat ek weet op die huidige oomblik is ek met iemand gepraat en ek sê wel regtig is eintlik 'n blond. So ek is 'n undercover blond eintlik. En soos die hare is blond onder, maar ek is eintlik swart vir die hare met my hare kleur, want dit was iets wat Hannon van vir my gedoen het daai tyd toe ek gebore is hierom. So maar ek wil jou 'n bietjie meer harder laat lyk en toe begin ons donker hare. Nee, jare toe sit nou net elke keer die donker hare. So wat gebeur het op die huidige oomblik toe ek my hare weer blond gemaak, dis hulle het my net pas moet. So ek doen dit nou al die jare. So dis my hare ook 'n bietjie min raak op die kop, maar niemand weet nie ek is eintlik 'n regte blond. Maar dis dom nie. Okay, so dis nou iets wat ons nou, so jy was nog al die tyd blond. Nou, 'n ander vraag hier. As jy vir jouself jou jonger self kon raad gee, wat sou dit wees en sou jou jonger self luister na daai advies? My jonger self was baie hardkoppig. Ek moet vir jou sê, want as jy jonk is, dink jy is die inding, maar daar's so baie wat jy moet leer en oor die jare wat ek beleef het, en ek kan vir my jonger self sê, luister, dis goed om baie keer te luister wat mense te sê, maar nie altyd dink jy is reg nie. So my jonger self was 'n moeilike persoon, maar ek dink ek sal vir hom 'n bietjie kan regruk as ek hom nou voor my kan kry. Wel, dis 'n goeie een om vir jouself jonger self daai advies te gee, om te sê luister, en baie goeie advies. Ja, dit is die waarheid. Jy moet luister. Jy kan nie altyd dink jy is reg nie. Al is jy jonk is, dink jy weet alles. Maar daar's baie dinge wat jy moet leer oor die tydperk wat jy hardloop vorentoe. Absoluut. Op nommer 20 het ons vir Lauren Marie Mongela. Op nommer 19, Eureka Mongane. Op nommer 18, Florina Musesi. Op nommer 17, Regina Blyk. Op nommer 16, Ivandi Roland. Voor die volgende 5, kom ons kyk wat vang Pierre en Leroy aan. Wat is die wildste ding wat al op stage gebeur het, wat jy hoop niemand het 'n video van nie? Die wildste oomblik, ek moet jou sê, daar is so baie. Maar as ek een kan uitsonder, is dit die jaar toe ek by Aardklop gesing het jare terug, en toe ek nou nog my jonger dae en was steeds so besig en energie soos ek op die verhoog is, het ek die dag lekker gesing en ek nog sê hallo Aardklop, en toe ek sê hallo Aardklop, toe is daar niks onder my, toe val ek van die verhoog af. Toe val ek so tussen 'n tannie se blad en ek val my hele kop oop. Shit. En daai tyd ek het net opgestaan, ek my mic gegryp, ver aangaan, hulle het geplak en ek ver gesing. Ek dink dis die dag waar die meeste CD's verkoop het in my lewe. En dan wil my jammer gekry. Wel, dis wat 'n goeie musiekkunstenaar maak. Nou, besides die musiek maak, waarmee anderste is jy besig? Behalwe musiek is ek so baie, ek is 'n jack of all trades. Ek kan sê ek doen fotografie, ek doen grafiese ontwerpe, ek doen 'n eiendomsagent, ek doen iets van alles. So ek hou myself besig as ek nie op die verhoog is nie in die week. As ek 'n bietjie rus nie, hou myself besig om ander dinge te doen wat ek sê rely nie net op my musiek nie, maar ek dink ook aan ander dinge vir ekstra. So so by fotografie ek baie lief om foto's te doen. Doen mense soos Bobo, hulle almal se foto's al gedoen, en ek het nou weer Morvitani se nuwe CD-omslag gedoen en alles. So ek hou myself besig met allerlei dingetjies net om my kop besig te hou. Want as ek gaan stil sit, gaan ek vir my kop afgaan. Nee, maar dis goed as jy besig is met ander dinge ook, besides die musiek, want dit wys die talentvolle kant van jou waarmee jy besig is. Nommer 15, Simonay Jansen van Rensburg. Op nommer 14, Sharnay Bell. Op nommer 13, Andile Petersen. Op nommer 12, Roxanne Meistray. Op nommer 11, Joshua Jesse Chetty. Voor die volgende top 10, kom ons kyk of Leroy ons kykers 'n bietjie kan wys maak.
Van al die songs, watse songs het vir jou 'n diep gevoel daar buitekant, maar jou fans het iets heeltemal anders te gedink? Okay, so een liedjie is wat ek kan vir jou wel sê is My Leila, wat baie goed is, een van my liefste liedjies wat Michael de Lange vir my geskryf het, en daai tyd toe was dit Julia en Jessica en al daai goed wat uitgekom het, Okay. Ons moet ook 'n liedjie uitbring met 'n dame se naam, en op die einde het ons die hele liedjie geskryf eintlik oor 'n worshondjie wat sy naam Leila is. Nie eers ek 'n vrou nie, dit is 'n worshondjie wat baie na my hart was, en ek was baie lief vir die hondjie, en ongelukkig het iemand my hondjie doodgery, en so was Leila die worshond. My Leila was deel van die hele storie gewees, en almal dink nog steeds vandag toe ek praat van 'n dame of iemand wat jy geken of iemand in my lewe was, maar op die einde was dit nie die waarheid, is dit my worshondjie wat ek baie lief was vir. Ek sien, wel, ek sou ook gedink het met die wat dit 'n vroulike naam het, dit is van 'n vrou wat jy sing. Ek het 'n baie interessante vraag vir jou. So as jy 'n alledaagse item kon wees, wat sal jy wees en hoekom? Natuurlik 'n notaboek. Want ek dink dis die beste ding wat jy mee begin in die dag. Jy skryf al jou gedagtes neer, jy skryf jou beplanning neer, jou drome neer, en as jy baie keer net bietjie wil net al jou emosies uitkry, dan kan jy 'n pen vat en skryf dit neer, en jy kan dit by jou koester elke dag van jou lewe. En dit help jou ook om baie dingetjies vorentoe te doen, en dan net om jou drome waar te maak op jou einde. Dis 'n baie goeie antwoord wat jy het in notaboek, want ja, ek sou nie gedink het aan 'n notaboek nie. Ek sou Jy elke dag jou beplanning wat jy moet hê. Jy skryf elke dag, dit is net soos dat jy, ek moet brood en melk kry, ek moet dit doen, ek moet daai doen, en dan kan jy net altyd neer op 'n pen op 'n papier skryf, luister hierso, dis hoe ek voel, en as die dag net lekker was, dan gaan jy deur even lees en net dit weer deur. dis korrek wat jy daar so sê. Ja, en dan 2 weke later dan dink jy, dis van ja, dis wat ek daai dag geskryf het. En as 'n musiekartis is dit iets wat julle ook, ja, wat julle alledaags notas maak, laat die besies bewe. Ja, natuurlik. Ek is deesdae op WhatsApp, ek haal my WhatsApps, want dit is wel wat my deesdae in orde. Ek kan nie in 'n boek skryf nie, want my boek raak altyd musiek. Yes, yes. Op nommer 10 het ons vir Shantai B. Op nommer 9, Nike Buys. Op nommer 8, rapper LTD. Op nommer 7, Calvin Tabarts. Op nommer 6, Otsepeng Mataboge. Net voor die top 5, sal jy graag wil deel wees van die Unplug se top 20. Dink jy het iets nuuts wat jy daar op die tafel kan bring? Besoek ons dan graag op unplugnews.com vir 'n bietjie meer inligting. Op nommer 5, Janelle Cornelius. Op nommer 4, Janine van Wyk. Net voor die top 3 loer ons graag in by Peer en by Leroy, wat hulle aanvang. Wat is die beste kritiek wat jy al ooit ervaar het? Beste kritiek wat ooit my lewe ervaar het. Soos ek gesê het in die vorige keer met my jonger daar is, belangrik is luister, en die ding is wat my beste kritiek in my lewe was nog altyd, wees net humble en wees jouself. Nie dink jy's beter as ander nie, en ja, dis wat ek sê, is ek dink my beste is dat ek geluister het vir mense, en ek bly nou altyd my humble persoon wie ek is. Ek bly myself, maak nie saak, ek is iemand wat by 'n verhoog is, wat agter die verhoog gaan wegkruip. Ek sit tussen my mense en ek kuier saam met mense, want ek is so 'n mens. Ek is 'n social mens, ek hou nie van, ek sê dis daar wie tussen 'n akteur en 'n sanger verskil. 'n Akteur werk met 'n kamera en ons werk met publiek elke dag. So dis vir my altyd lekker om saam met mense te kuier, en so ek is altyd om myself humble te wees en net myself te doen, my ding te doen. Wel, dis 'n baie goeie eienskap om daai humbleness te wys. Want dit wys wie jy is daar buitekant, en jou fans kan relate daarmee want jy's humble. Nou, my volgende vraag is, as al die geld, die fame en jou fans natuurlik verdwyn oor 'n môre of so, sal jy nog self dieselfde pad kies as 'n musiekartist, en hoekom? Ja, natuurlik, want musiek is in my bloed. Ek love it. En dit is iets wat ek al van jare van kleins af het gedoen het. En as jy dit net doen vir geld en fame en goed, op die einde, wat is die punt daarvan? Op die einde, ek sal regtig nog steeds, al is daar nie meer, al is dit 'n klein plekkie of minder gehoor en so aan,
dit is altyd net om my spark uit jou te kry, dit is vir my belangrik, so ek sal nog natuurlik vorentoe gaan, maar dit gaan nie vir my oor fame en geld nie, maar as dit op die weg loop, sal ek nog steeds dit in my hê, maak nie saak nie, as ek nie die dag mee sing nie, sal ek dan my, eerlik vir julle sê, dan sal ek 'n producer raak, en ek sal ander kunstenaars help, en ek sal weer deur ander my musiek in my droom lewe. Yes. Nou ja, dit is Leroy, Afrikaanse music artist. En ja, dankie Leroy vir jou tyd van saam met julle te kuier en natuurlik vir julle almal God bless en mag julle net wonderlike dinge vorentoe vir julle almal wees en julle almal se drome waar word. So baie dankie vir die onderhoud, ek waardeer dit so baie vir julle tyd en ja, natuurlik baie dankie vir almal wat geluister en kyk. Ek waardeer. Asai, dis Leroy die humbleness van homself. Op nommer 3, Mika Chapman. Op nommer 2, Bianca Botha. Op nommer 1, Swanita van Sail. Dit was die top 20 vir April. Nuwe inskrywings stroom in. Kom eens kyk, wie het dit? Of nie? Om die top 1 te kan kry.